Ons praat hierdie seisoen 'n bietjie oor verhoudings en veral die huwelik. En miskien is jy hier en jy sê, Koot, maar ek is nie getroud nie. Wel, jy is presies die persoon met wie ek wil praat. As jy getroud is jy ook die persoon met wie ek wil praat. In Doxa Deo sê ons kom by mekaar om mekaar toe te rus, sodat waar ons daar gaan waar die lewe gebeur, dat ons bemagtig is om mense te kan ondersteun en te kan help. En as jy vandag hier sit en jy ken iemand wat getroud is, dan moet jy hierdie hoor. Of daar is 'n kans dat jy iemand gaan ken wat getroud is. Nou wil ek ook vir jou mooi vra. As ek nou vandag praat, dan wil ek vir jou sê, as jy getroude persoon is, ek praat nie met die paartjie langs jou nie. Ek praat met jou. OK. Is dit 'n ooreenkoms? Jy gaan kwaad word vir my, maar dit gaan my nie pla nie. Want ek gaan net vir jou woord gee. En ek gaan bly wees as jy kwaad word vir my. Want dit beteken, die Here gaan iets in jou hart dalk 'n bietjie roer. En oor 'n jaar gaan jy baie lief wees vir my. Jy hoor? Ek wil nie vir jou hierdie airy-fairy goedjies gee van 4 stappies om jou huwelikie beter en meer draagbaar te maak nie. Want jy is hier uit en stap 5 werk nie. Stap 5 is om dit prakties volhoubaar te doen tot in ewigheid, of tot een van ons die tydelike en die ewige met mekaar vereenselwig. Ek gaan vandag met jou gesels oor die gom van 'n huwelik. Die gom van 'n huwelik gaan nie daaroor dat daar hierdie vreeslike dinamiese boeke is wat jy moet lees en terapeutiese goed nie. Ouens, daai goed werk, hoor. Ek wil vir jou sê, goeie kommunikasievaardighede help in 'n huwelik. Om te kan luister, mans, help in 'n huwelik. Vrouens, om te dink voor jy praat, help in 'n huwelik. Jy hoor? So, daar is praktiese goed, maar ek wil vandag by die wortel van dit begin. Ek wil vandag vir jou sê, hoekom is jy in 'n huwelik? Hoekom het jy nie net gesê, ons keis voor die Here? Jong mense, dit is nou ons besluit om te date. Jy hoor? Ons keis voor die Here en dan kom die kindertjies maar en daai goed nie. Ek gaan vandag ook vir jou sê, hoekom jy nie kan sê as jy saam bly, die Here seën dit nie. Ek sê dit vir jou kategories. Want daar is 'n baie dieper betekenis rondom die huwelik wat jy totaal mis. As jy nie hierdie begrippe verstaan nie. So hier gaan ons. 'n Huwelik val nie onmiddellik nie. Ek wou nou vir julle 'n potlood gebring het met my knipmes. Jemmal, ek het so 'n lekker knipmes persent gekry. En dan wou ek vir die manne net wys ek het 'n knipmes. En dan vir die res van julle wou ek wys, elke keer as ek my vrou seermaak, dan is dit soos of ek daai mes vat en net so 'n stukkie uit daai potlood uitsny. Kap hom met so, ek gebruik dit altyd met huweliksberading, toe ek dit nog gedoen het. My suksesrate met huweliksberading is nie baie hard nie, so ek doen dit nie juis meer nie. Ek het mense wat baie meer suksesvol is. Ek is een van daai ouens, jy ken die ou wat na die sielkundige toe gegaan het. Die mense sê, daai sielkundige, hy mors nie jou geld nie, hy eerste sessie is alles opgelos. En die vrou gaan en sy sê, ek is baie hartseer, ek het sleg groot geword, en nou vertrou ek die mense nie, en hy sê, en sy sê, wat sê jy? Hy sê, stop het. R1000 asseblief. Nou ek is so, jy verstaan, ek is baie lief, maar ek is 'n bietjie meer reguit as wat ek moet wees as dit by huwelike kom, maar ons het 'n fantastiese paar mense hierso wat absoluut luistervaardighede, die hart, die siel en alles het. Maar so, wat ek dan gedoen het, is ek het daai potlood gevat en dan sal ek sê, OK, jy kom nou vanaand by die huis en jou kos is in die hond. Dus, jy weet hoekom, né? Want jy's laat. Jou vrou het jou gevra, lyk sy mooi in haar jean? Jy moes gesê het,
jy lyk mooi in enige jean. Jy het gesê, ek weet nie. Dis tricky. Dis nie maklik nie. Maar die ding is, ons is in hierdie tye wat jy eintlik, ek kan nie by die werk vir iemand sê, luister, ek dink jy is die grootste kreef wat ek in my lewe ontmoet het nie, want jy gaan jou werk verloor. So nou kom sê dit dalk by die huis vir jou man. Jy hoor. Ja, daai baas van my, en dan sê jou man, maar weet jy was uit lyn uit, dan sê, jy's nes hy, jy's nou 'n man, julle is almal dieselfde, sy sal dit nie vir hom sê nie, maar o ja, vir jou sal sy dit sê, hoekom, want sy voel veilig by jou, te veilig, jy hoor, en dan sit nog so 'n stukkie tjiek, en dan op die einde van die dag, dan is dit die kleinste ding wat daai potlood breek, en dan kom die ander party en sê, daar moet iets anders wees. Ek kan nie glo so 'n klein ding kan maak dat hierdie persoon uit die huwelik wil stap nie. Maar dis daai laaste strooi. Julle ken daai storie. So, is keuses wat ons maak, waar ons mekaar nie eer nie. En as jy in 'n huwelik ingaan met nie die regte verstaan waaroor dit gaan nie, dan begin selfsug 'n groot faktor raak in 'n huwelik. Nou, ek dink die grootste leuen wat ons mee te doen het, as dit gaan oor huwelike, is, ons het inryteaters gehad toe ek jonk was. Jy het Veldskoen toe gegaan. As jy nou ouer as ek was, dan het jy daar gaan kyk hoe John Wayne daar in die sonsondergang inry. En hierdie vrou se hartklop kasterd. En hulle wys nie die fliek daarna nie. En alles is net romanties. Alles gebeur op romanse. En ons het groot geword in 'n wêreld van, hoe gaan my huweliksmaat lyk? En onmiddellik, ek sien die jong meisies ook vandag, ek kon dit nie glo nie, dat meisies so kan uitfreek oor sogenaamde aantreklike ouens nie. Meisies het uitgepaas oor Elvis Presley. Daar gebeur goed hormonaal, ek weet nie wat dit is nie. Ek sal dit nooit weet nie. En mans doen net lekker lawwe goed. Maar as jy daai prentjie het van daai meisie of van daai ou, dan is dit nie die kwessie van, ons was goed en die ander een hang op. Gaan lekker met hierdie girl was goed was, nee. Check hy kyte van daai ou, as hy daai gras so sny, nee. Nee, as ons aan die huwelik dink ons, ag jemmel, kerslig ete, met die see, die son wat sak, en garçon wat vir jou 'n spyskaart bring, en jou maag draai so, en jy wil net sê, ek's lief vir jou, 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 jy kan nog nie lief wees vir daai persoon nie, jy het nog nie eers 'n ordentlike fight met hulle gehad nie, man. Dis kalverliefde. So nou gaan mense in 'n huwelik in die kriteria van ek wil graag met hierdie persoon trou is, hierdie persoon laat my goed voel. Het jy het al gehoor? Ek sê nie dat jy het al gesê nie, het jy het al gehoor? Ja, ek wil met hom trou want hy laat my so goed voel. Hy bring die beste in my uit. Ja. Dis 'n koninklike ou daai. Hierdie ou. Weet jy wat, nee, hy is so fantasties slim en hy lag vir my grappies en hy snaaks, kyk. 'n Man moet my laat lag. En
Hy's nou dalk nie die aantreklikste ou nie, maar hy's aantreklik vir my, hoor. Ek wil nou nie met die manne praat oor die girls nie. Maar dis hoe ons in 'n huwelik instap. En nou staan jy daarvoor en die predikant is besig met hierdie huweliksbeloftes en jy sê sin, yes, ons gaan lekker witbrood hou. En skielik gaan daar klein kindertjies kom, en my seun gaan soos jy lyk my man, en my dogter gaan soos jy lyk my vrou, en ons het al hierdie drome, en kyk, ons gaan die beste in mekaar sien, en ons gaan saam eendag daar op ons stoep sit, op ons stoeltjie, en ons gaan so in die verte staar, soos 'n hardlywige hond. Geen probleme, geen pretensies, mense wat hulle vererg, daar's niks fout met 'n hardlywige hond nie. OK, dis nie onbybels nie. Sê maar net. So nou jy hoor, nou sit jy daar en jy staar so, en as iemand met jou praat, dan begin die een deel van die sin, en die ander een maak die sin klaar, en jy beklei nie eers met mekaar nie, want dit wys net hierdie eenheid. Jy het hierdie prentjie, en julle maak daai fotoalbums oop, en ons was in Rome, ons was in Amerika, ons was in Mauritius, ons was by Brakpandam, ons was orals, jy hoor, ouens, dan mis ek dit. Dan mis ek dit heeltemal. As dit wat ek uitkry in enige verhouding vir my belangrik is, dit hoe iemand my laat voel. As dit die kern is van hoekom ek in 'n huwelik wil kom, dan het ek moeilikheid. En dan is my motief, maar ek gaan so lief wees vir daai persoon, want hierdie persoon is so lief vir my. Dis nie wat die Here sê oor 'n huwelik nie, hoor. God is so ernstig oor huwelik. Ek weet almal het julle Bybels hier, en ek wil jou nooi as jy kerk toe kom, bring jou Bybel saam. Ek gaan doelbewus nie die verse se inhoud op die skerm sit nie, want dit breek kontak tussen my en jou. Maak dit sin? Ek wil sommer hier noem. Ek lees gewoonlik uit die Nuwe Lewende Verdwaling uit, en in die Engels is dit die English Standard Version, en ek droom van 'n dag wat ons in elke ry ten minste 2 Bybels op die punte het. As iemand hier is en hulle het nie 'n Bybel nie, dat hulle daai Bybel kan gebruik, en as hy nie 'n Bybel het by die huis nie, dan vat hy hom huis toe, dan saai ons dit. So mag dit 'n projek wees wat ons in die nabye toekoms aanpak. Kom ons maak dit eers al die emmers vol, nê. Maar om Bybel te lees fisies doen iets aan 'n mens. Goed. So ek wil jou nooi om saam met my te lees in Filippense 2 vers 1 en 2. Ek gaan 'n bietjie verder ook lees. Ek gaan vers 3 ook vir jou lees. Paulus skryf hierso in die ouens in Filippi, hy sê, julle is mos deur Christus bemoedig en deur sy liefde getroos. Julle het die gemeenskap beleef wat die Gees bewerk. Julle weet wat omgee en meelewing beteken. Maak my nou heeltemal bly deur die eensgesind te wees. Een in liefde, een in die hart en een in doel. Nou kom hy hier in vers 3. Hy sê, moet niks uit selfsug doen, of om daarmee te spog nie. Nou, ek gaan nou so 'n bietjie met jou Grieks, ek gaan nie met jou Grieks praat nie, mag jy jou na die Grieks toe vat. Daai woord selfsug, sy stamwoord, beteken soos om 'n huursoldaat te wees, om iets te doen, sonder 'n gewete hoe dit ander mense beïnvloed. So dit is net, wat is in dit vir my? Hy sê,
om daarmee te spog nie. En daai woord spog, dis kenodoxia, daai dox is soos doxadeo, heerlikheid. Dit is om jouself te verheerlik. So as hy praat van om daarmee te spog, beteken dat jy jouself eintlik op 'n plek sit waar jy die bron is van selfaanbidding. Dis wat dit beteken in hierdie konteks. Nou sê hy, wees eerder nederig. En daai nederig sê, die Engelse vertaling in die Strong sê, humiliation of mind. Nederigheid beteken nie, jy het nie iets nie. Nederigheid beteken, jy het alles wat nodig is, maar jy kies om God eerste te stel, ten spyte van die feit, dat ek dalk die breinkrag het om 'n groot ding aan te pak. Kies ek eerder om eers te hoor wat God se wil is, en om die eer aan God te gee vir alles wat ek doen. So dis groot terme wat ons in kort woordjies indruk. Hy gaan verder en hy sê, jy moet nederig wees, deur vir medegelowiges meer te dink as aan jouself. Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Nou, hierdie om belange om te sien, eerder as jou eie, daar's 'n woord vir dit, ons maak 'n sin van dit. Maar wat dit beteken is om te mik, om soos 'n spioen te wees. Jy weet wat doen 'n spioen? Hy kyk alles wat jy doen. En hy het 'n doel daarmee. So wat hierdie eintlik sê is, moenie die hele tyd na jouself kyk en so gefokus wees dat hierdie wêreld van jou is net oor me, myself and I. Nee, ek sien dit 'n paar keer as ek daar by Virgin Attractive is. Daar staan so 'n paar manne, weet jy, dis net ribbes, maar hulle staan daar in. Ek weet nie waarna hulle kyk nie, maar iets gaan aan daar, voor die spieël, en nou wil ek gaan stort, nou moet ek verby, okay, maar, en hierdie perd, ek wil net vir hom sê, my vriend, as die wind waai, gaan jy wegwaai, gaan doen dit by jou huis. Dis wat gebeur as jy so opgepof raak oor jouself. Jou ou klein spiertjie, daai ding, jou tong is frisser as daai ding, man. Nou dink jy sterk. En vir ander ouens lyk jy verskriklik, maar vir jouself dink jy staasend. Jy hoor. En so is dit wanneer jy opgeblaas raak en wanneer jy op jouself gefokus raak. Dit is ek sien net al hierdie goeie goed van my. Daar's ouens wat baie beter talent het as ek, maar hulle moet op steroids wees, papie. Hierdie stukkie dun staaldraad, so groot soos 'n draadhanger, kan nie groter word as jy nie op steroids is nie. Okay, dis jou eie siening. Maar hy sê, fokus so op mense nie op jou nie, maar op ander mense om jou, soos 'n spioen, om te sien hoe jy hulle kan help. Om hulle behoefte raak te sien. En ouens, ek wil nou vir jou dit mooi sê. Jy weet, in die kerkwêreld sit ons in 'n situasie, mense het behoeftes. En party mense het verskriklike behoeftes. Maar ongelukkig, as jy nie 'n pad stap met 'n mens se behoefte proses nie, dan gaan jy seer kry. As daar iemand is in 'n spasie in die gemeente wat jy weet 'n behoefte het, kom praat met ons op span en sê. Want ons het dit nou al soveel keer gehad dat ek is in 'n gemeente en nou sorg ons vir 'n gesin, maar nou daar's 'n selgroep wat ook vir die gesin sorg, en daar's nou ander ouens wat ook vir die gesin sorg, en skielik dan begin daai persoon 'n spaza winkel uit hulle huis uitren met almal se sorg. Jy hoor. En niemand vat verantwoordelikheid vir daai individu se geestelike pad nie. Dis hoekom ons moet slim werk as ons sê ons sorg vir mense. Ons is gefokus. Ons moet ook gefokus wees op die integriteit van die saak. Om 'n ou R2 by 'n robot te gee, is om jou beter te laat voel. Okay, nie vir jou nie, vir my. Ek het nou al so 'n ding, ek gee net eenmal 'n week, dan gee ek vir ou R50. En
Daar's 'n ou by my winkel, ek het nou 2 keer vir hom, is hy die gelukkige wenner. Kyk, hy ou hardloop, nê. Hy kyk na ouens daar, maar as hy my sien, dan sê hy hier, nou sê ek, ekskuus, einde van die week, dan gaan hy maar weer terug. Sodat dit net iets is vir daai ouen, laat ek hom leer ken, en dat 'n ou in verhouding staan met mekaar. Jy sien, ons moet werk met hierdie gesindheid. Die huwelik is 'n verbond. As jy wil weet hoe dit gekom is, moet jy eers verstaan wat 'n verbond is. En dit bring stabiliteit in verhoudings. Nou ek wil vir jou sê hoe belangrik dit is vir die Here. Jy kan saam met my na Malagi 2 toe gaan. En ek gaan hier lees van vers 13 af. Nou hier is nogal 'n redelike negatiewe stuk. Maar gaan ons so positief as moontlik vir jou maak. Sonder om hom te verdraai. Vers 13. Is nou die Here wat nou praat met die volk. Hy sê, daar is nog iets wat julle doen. Julle stort trane by die Here se altaar. Julle huil en kerm. Maar hy aanvaar nie julle offers met goeie guns nie. Dit is vir my interessant. Hy sê nie, hy luister nie na julle nie. Hy luister. Maar hy sê, ek aanvaar nie jou offer nie. Ja, maar Kodes Nuwe Testament, waag. Julle roep uit, hoekom? Hoekom nie? Dis omdat die Here 'n getuie was toe jy en jou vrou julle beloftes aan mekaar gemaak het. Maar jy was ontrou aan haar, ten spyte daarvan dat sy getrou, as jy metgesel gebly het. Die vrou aan wie jy jou huweliksbelofte gemaak het die Here dan nie man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees? Wow! Hoekom het hy hulle een gemaak? Omdat God wou hê, daar moet kinders vir hom voortspruit. Wees op julle hoede, moenie ontrou wees nie. Nou, die eerste doel van die huwelik is dat ons in eenheid is. En hy sê, hy het sy gees gegee as 'n bewys wat saam met ons leef in die huwelik. As jy saam bly, kry jy dit nie. Daar is nie 'n gees van eenheid en van die seën van die Here op dit nie. En ouens, ek sê vir jou nou met 'n baie mooi hart, maar dit is omdat God van generasie tot generasie 'n seën wil bring vir die mensdom. Ons het verlede week gepraat oor 'n huwelik is veronderstel om 'n seën te wees. God het altyd 'n plan met generasie tot generasie tot generasie. Dis hoekom dit 'n man en 'n vrou is. Hy sê hy het sy gees in dit gesit sodat ons vrugbaar kan wees van generasie tot generasie. Dis God se doel. Nou, as jy kyk na egbreek, dan kan ons baie maklik gaan kyk na wat Paulus praat oor egbreek. In die konteks wat hy praat van egbreek, beteken dit jy het die eg gebreek. As ek 'n potlood vat en ek breek hom, dan beteken dit die eg is gebreek. Daar is nie meer 'n eg nie. Dis nie iets wat ons nou in mekaar sit nie. Dis hoekom hy verduidelik het as iemand weer trou en alles. Hy het 'n baie tegniese sê ding daar oor wat kultuurrelevant is tot daai tyd en wat almal nou probeer iewers iets doen mee. Maar wat hy verduidelik het is if it's broken, it's broken. Jy verstaan. Nou, verstaan hierdie mooi. Die eg word nie net gebreek omdat jy geestelike eenheid breek deur saam met 'n ander vrou te gaan lê of wat ook al nie. Jesus kom op die bergpredikasie en hy sê as jy na 'n ander vrou kyk met lus in jou oë, het jy reeds eg gebreek. Ouens, pornografie is prostitusie vir 'n ou wat nie geld het nie. Selfde ding.
Jy connect met jou gees aan 'n demoon wat iewers daar op Welles werk. En jy pleeg egbreek. En jy moet verstaan, dis absoluut verwoestend. God sal nie jou seën as jy aan pornografie verslaaf is nie. Hy sê dit hier, en ek gaan dit vir jou in die Nuwe Testament ook wys. As ek my vrou nie hanteer soos 'n vrou nie, dan breek ek die verbond van die huwelik. En die probleem is, daar's 'n verskil tussen 'n verbond en 'n kontrak. Kan ons gou-gou daarna kyk? Ek het dit daar iewers. 'n Kontrak is gebaseer op albei se voordeel. Maar 'n verbond is gebaseer op 'n lewenslange verbinding. Hou hom net daar. So nou breek ek die eg in my huwelik. En wat doen ek nou? Ek vat die geestelike eenheid weg en ek val terug op 'n kontrak. Dan gaan dit oor, jy's nie goed vir my nie en ek is nie goed vir jou nie. Jy's onmiddellik op 'n plek wat jy nooit voor die altaar gestaan het voor die Here nie. Jy beweeg na 'n kontrak toe. Jy staan nie met die geestelike autoriteit nie, want ons gee dit weg deur God te ontken in mekaar. Die tweede ding is, 'n kontrak kan gebreek word in terme van een wat dit oortree. So, as Jannie nou iets verkeerd doen, dan kan Sannie sê, jy het nie gras gesny nie, sorry, jy het my pa beloof, bye. Hierdie is nie 'n kontrak nie, jou kontrak kry jy by die prokureur. Dis vereis getrouheid en opoffering. Dit beteken jy's in it to win it. Die volgende ding is, 'n kontrak beskerm die individu se regte. 'n Verbond beskerm mekaar. En dan laastens, 'n kontrak het 'n verstrek tydperk. 'n Verbond is so lank as wat jy in die sfeer is van wat jy lewe, ons bedoel op hierdie aarde, het jy 'n verbondsbelofte aan mekaar gemaak. Dankie, julle kan dit afval. Jy sien, wanneer ek 'n verbond begin hanteer soos 'n kontrak, dan haal ek God uit my huwelik uit. En egbreek is net so belangrik dat jy dit nie doen met mekaar nie, maar dat jy dit ook nie doen met die gees nie. Hallo. Ek en my vrou kan so wees. Maar as ons nie saam aanbid nie, as ons nie die Here eerste in ons huwelik stel nie, dan het ons die eg gebreek, want God is die een wat in die verhouding ingenooi word. Hy is die altaar van ons huwelik, Christus. Nou kan jy moet dit verstaan. Die dag toe ek gesê het, Johanna Maria Kok, ek neem jou as my wettige vrou, vir beter en vir wors. Het ek dalk nie geweet wat ek sê nie. Maar die Here het geweet wat ek sê. En die Here het die kontrak, wat ek gedink het 'n kontrak was, gesê, nee, hierdie is 'n verbond, lees jou Bybel. En hoor mooi, die tye wanneer ek en my vrou sukkel om die verbond se beloftes na te kom, dan tree die Gees vir ons in en die Gees van eenheid begin bewerkstellig wat nodig is. En hy roep ons na mekaar toe en hy bring versoening, want hy is die enigste een wat daai potlood kan regmaak. Hallo? Leer jy iets vandag? Ja, ek is so bly. So, mense, die huwelik is harde, moeilike werk. As ek voor huwelikse gesprekke doen, dis ek ouens wil nie, ek moet hulle trou nie. Ek sê, daai girl gaan plooie kry, my vriend. Het jy al Nightmare on Elm Street gesien? Kyk meer Freddy Krueger, my vriend, want jy gaan eendag wakker word.
Dan gaan julle 'n bietjie laat gaan slaap en dan is daai make-up gesmeer. Sy lyk soos kies, daai band. Moenie nou na kyk wat jy nou sien nie. Hierdie man van jou, daai six-pack, daai ding gaan verdwyn. Hy gaan weggaan. Sy grappies gaan flou word. Want hy vertel dieselfde grap oral. Jy gaan geïrriteerd word, want hy ry soos 'n peluka. Nou is hy cute. Nou sit hy en hy ry oor 'n robot en hy verdwaal en hy vra nêrens hulp nie en hy wil nie na die GPS luister nie. Dis met wie jy gaan trou. Is jy nog bereid om met hierdie ou te trou? Ek wil vir jou sê, jy het God nodig, laat jy en hierdie ou kan werk. So eerstens is julle bereid om God nodig te hê vir hierdie huwelik, want ek wil vir jou sê, anders gaan julle mekaar verwoes. Jesus, dan sit hulle aan. Ouens, ek het al vir 'n koppel gesê, gaan eers op 'n voorhuwelikse kamp en gaan vir 8 sessie berading na 'n ou toe wat ek voorgestel het, voordat ek oorweeg om 'n volgende gesprek met jou te hê, want ek gaan jou nie trou nie, want ek kan sien waartoe jou pad is. Jo was hulle kwaad. Hulle het iemand anders gekry en hulle is toe geskei. Wonder hoekom. Nou sit jy in 'n huwelik, jy het nie hierdie geweet nie. Ouens, tough luck. Wat die Here byvoeg, hoor hier, dink jy daar is 'n kans dat jy jou huweliksmaat alleen gekies het? Ja, party het. Maar as jy jou huweliksmaat gekies het en julle albei is ernstig oor God, dan kan enige 2 mense werk. Enige 2 mense kan werk. Daar is nie 'n ding van compatibility nie. Die gees van God is die gom. Dit is wanneer jy kontraktueel dink, dan is dit, nee, ons pas nie by mekaar nie. Ja, okay. So, ek wil hom nou so 'n bietjie verder lees, vers 16. Die Here, die God van Israel sê, ek haat egskeidings. Om te skei is net so gewelddadig soos om 'n slagoffer se bebloede baadjie aan te trek. Nou hoor mooi. Die Here sê nie ek haat jou wat skei nie. Jesus, ek sukkel altyd met mense wat deur egskeidings gaan. God haat egskeidings. Weet jy hoekom? Het jy al iemand ontmoet wat sê, Jesus, ek sien so uit na hierdie egskeiding. Dit gaan so lekker wees. Ons gaan sulke goeie tye saam hê. Ons kinders gaan dit verskriklik geniet. Nee. Almal kry seer in 'n egskeiding. God haat egskeiding want hy weet dit maak jou seer. Dit maak die ander persoon seer. Dit maak jou kinders seer. En weet jy wat? Die ergste van alles is, onthou hy het voor het gesê, hy wil hê die generasies na ons moet die seën dra. Daai pyn neem ons vertroue weg om te glo dat God sentraal in 'n verhouding kan wees. Maar eintlik het die ouers nie God sentraal gehad in die huwelik nie. Jy hoor waar dit vandaan kom. So, die Here Almagtige sê, wees verantwoordelik en moenie ontrou wees nie. Julle het die Here moeg gemaak met julle baie gepraat en dan vra julle, hoe het ons hom moeg gemaak? Julle het hom vermoei deur te sê dat almal wat kwaad doen eintlik vir die Here aanvaarbaar is en dat hy met hulle tevrede is. Wow, klink dit nie soos die teologie wat vandag se daar rondloop nie? Net Jesus aanvaar. Dan gaan jy hemel toe, en jy doen goedjies op hierdie aarde. Daar's daai ou sê ding en jy het dit moontlik al gehoor, maar dit is so van pas hier. Die Here vat jou net soos jy is,
maar hy sê jou nooit dieselfde los nie. Jy meld aan vir die geveg van jou lewe, want jou geveg is teen jouself as jy Christen word. En as ek nie God toelaat om die transformasie in my lewe te bring nie, dan gaan my hele lewe hel wees op aarde. En ek gaan God blameer daarvoor. Ek gaan die stout kind wees wat elke dag pak slaag kry. Gaan lees Hebreërs 12. God tugtig die wat hy lief het. Die Here sal jou tug tot jy ophou. Die Here gaan nie in sê op 'n stadium, ag okay, ek het nou al soveel keer, soos ons met ons kinders partykeer maak. Nie jy nie, maar ek. Ek het nou al soveel keer gepraat, ek's moeg. Ek los jou oor in jouself. Hierdie kamer, as hy opgaan in vlamme, dan is dit okay. Die Here maak nie so nie. Jy gaan elke dag, gaan hy jou herinner, waar is ek in hierdie saak? Jy het jou hart en jou lewe vir my gegee, ek is in 'n verbond met jou, nie in 'n kontrak nie. Ek gaan jou nie los oor die saak nie. So, ek wil net hê ons moet onsself daaraan herinner. Nou, as jy vir my sê, Jeskoot, hierdie maak nou nie sin nie, want is Ou Testament, gaan saam met my na 1 Petrus 3 toe. Terwyl jy soheen toe blaai, 'n verbond, eerstens het ek gesê, bring stabiliteit. Die tweede ding is, 'n huweliksverbond maak dat jy betroubaar is. Dit sit jy in 'n plek waar daar atmosfeer is, waarin jy in liefde kan groei, as jy betroubaar is. Jy sien, die egbreek ding beteken onbetroubaarheid. Dis nie net met 'n ander persoon nie. Dit kan met goed ook wees. Het kan met 'n rekenaarskerm wees en dit wat daarop aangaan. Maar ek kan my vrou los op 'n manier wat ek in my kamer sit elke dag en dan nie die liefde gee nie, na my gesin kyk nie en net ek besig myself toe gooi met werk. Dis so snaaks. Ek het gister, toe kom Remy by my en sy sê, papa, nou kom ek van die gym af. Hierdie ou ruggie is nie lekker nie. Nou sê sy, papa was so besig hierdie hele week. Papa het gesê, ons gaan ten minste 3 ure 'n week in mekaar se oë kyk. Ons het nie 10 minute gehad nie. Kom my kind, ek's jammer. Voentjie af. As jy my gesoek het daai tyd, jammer vir jou. Ek het na die prinses van die toekoms omgesien. Ek het vir 3 ure haar laat lag. Ek het vir 3 ure vir haar gelag. Ons het vir 3 ure oor ernstige goed gepraat. Want dis vir my belangrik. Nee hoor. So, ek wil nie die verbond wat ek met die Here het oor my kind skade aanbring nie. Daai commitment gee vrug van die Gees. Ek het eers gesê, verbond bring stabiliteit. Tweedens, betroubaarheid help jou om ware liefde te kweek. Derdens, opoffering gee die krag wat jou verhouding verdiep. Nou praat ons van liefde. Want is nie 'n gevoel nie. Die gevoel kom as gevolg van die werk. Dit is vertroue, dit is beskerming, dit is luister, dit is omgee, dit is aanhou hoop, dit is nie opgee nie. En ek mag dit van my huweliksmaat verwag om dieselfde te doen, want ons is in 'n verbond nie net met mekaar nie, maar met die Here. Vrou, kyk vir jou man. Sê jy het dit, papie. Van nou af. Ouch. So, in 1 Petrus 3,
moet klaarmaak. En julle vrou moet julle eie man se gesag oor julle aanvaar, selfs as hulle nie die goeie nuus glo nie. Sonder dat julle 'n woord hoef te sê, sal julle lewenstyl vir Christus wen. Hulle sal immer sien hoe eerbiedig en onberispelik julle lewe. Moenie dink is bloot dinge soos 'n haarkapsel, juwele en pragt, daai goedjies wat jou maagie laat draai nie. Julle skoonheid moet veral innerlik wees, blywend. Beskeidenheid en die gemoed kalm en rustig. Dit is vir God aan kosbaar. Dit presies hoe die gelowige vrou in die ou dae hulle mooi gemaak het. Hulle het op God gehoop en hulle mans se gesag oor hulle aanvaar. Sarah byvoorbeeld was aan haar man Abraham gehoorsaam deur hom meneer te noem. Okay, maar nou nie, onthou dis kultuur. Asseblief manne. Kom ek gaan julle deel aan. Jy gaan nie jou man meneer noem nie, hy sal dit aanvaar, maar jy gaan hom ook nie meneertjie noem nie. Okay. Hoor jy? Okay. Julle het haar dogters geword omdat julle doen wat goed is en julle nie laat afskrik deur enige intimidasie nie. En julle mans, behandel julle vroue met respek. Leef saam met jou vrou in die besef dat al is sy fisies swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe wat God as geskenk gegee het. As jy haar so behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie. Jy kan die blessing op jou huis steel as jy lelik is met jou vrou. Dis wat hierdie sê. Okay. Gaan kyk in enige verdwaling, jy sal sien. Vertaling, ekskuus. Gaan kyk in enige vertaling, dit staan daar. Party sê dit meer kras. Ek het die goeie gematigde een gekies. So, ek wil jou laastens nooi om saam met my na Kolossense 3 vers 12 tot 14 toe te gaan. Hy sê daar, julle is mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy lief het. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enigeen 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Die heel belangrikste wat julle moet aantrek is die liefde. Die liefde bind alles volmaak saam. Verder laat die vrede wat Christus bewerk het in julle lewens die deurslag gee, want as lede van een liggaam is julle tot vrede geroep en wees dankbaar. Okay. Hier's nou 'n baie wille stelling wat ek gaan maak. As ek nie bereid is om my huweliksmaat te vergewe vir goed nie. God is deel van die kontrak. Sê ek is nie bereid dat God aan my huweliksmaat werk oor die goed nie. Maar kan ek 'n ou vergewe as hy net aanhou wat hy doen? Ja. Maar jy hou hom verantwoordbaar vir dit. Jy sien, as ek jou te nakom, ou storie, en ek sê ek's jammer, hy vergewe my, dan is daar 'n herstelproses wat ons noem restituisie. Restituisie is om my en jou weer op 'n plek te bring, waar jy my kan vertrou met dit. Jy sien, ek kan jou vergewe vir iets. As jy R10,000 by my steel, ek sal jou vergewe, maar ek gaan nie môre weer vir jou R10,000 gee nie, want ek's nie stupid nie. Die Here verwag nie van my om dit te doen nie. Maar hy moet my leer om jou die geleentheid te gee om herstel te kan bring. Jy hoor? So, hoe begin ons met restituisie? As ek 10,000 by jou geleen het en ek betaal jou nie en ek sê ek's jammer, dan gaan ek na jou toe en ek sê, okay, ek is regtig jammer. Weet jy, ek is jammer. Hoe gaan ek hierdie geld vir jou terugbetaal? Dis restituisie. Jy sien, vergifnis is nie 'n gereedskapstuk om jou te vrywaar van jou werke nie. Vergifnis is 'n geleentheid vir restituisie. Amen.
Okay, ek preek nou 6 maande so goed in een diens. So, ons het 'n life center wat ons afgeskop het en ons is besig om mense op te lei en op te rig. En gee ons het kans hierdie jaar dat ons bekwame en toegeruste mense het. Hierdie kwartaal doen ons alles om dit reg te kry, sodat ons die laaste kwartaal dit fisies in die gemeenskap kan sien laat uitspeel. Maar ouens, ek is bekommerd oor ons dames. En ek weet ons dames is so dat dames sal met ander dames praat. Dames gaan vir berading, dis snaaks. Mans gaan net vir berading as sy vrou met 'n 9mm agter hom staan. Nou, ons het hierdie wonderlike groep wat in Movement, ons het elke eerste Dinsdag aand van 'n maand het ons 'n massa byeenkoms. En dis waar ons mekaar bedien op 'n groot vlak. Maar daar's baie ouens wat soveel pyn en hartseer en stikkindheid het, dat hy gaan nie op daai plek gesels nie. Daar's 'n groep in hierdie kampus wat, as jy 'n man is en jy het 'n uitdaging, wil ek jou nooi op 'n Saterdagoggend, is hier mans. Ek wil jou sê, as jy hulle stories hoor wat God in hulle lewe gedoen het, gaan jy nooit weer skaam voel oor wat jy mee besig is nie. Maar Jakobus sê dit so mooi. Hy sê, bely mekaar julle oortreding en julle sal genesing ontvang. Jy sien, bely aan God jou oortreding en jy sal vergifnis ontvang. Maar bely aan mekaar en jy sal genesing ontvang. Dit help nie, ons gaan van vergifnis na vergifnis na vergifnis, maar ons kry nie genesing nie. En ons hart is dat elkeen kerngesond is. Ek wil vandag net vir jou so bietjie 'n terugvoerblits gee oor wat op die manne gebruik, terugvoer oor daai bediening gee. En dis een van vele. Laat ons dit net by die huis bring by jou. Kan julle vir ons dit wys asseblief? My naam is Marius Dek. My naam is Kobus. My name is Basil. My naam is Bertus Reineke. Well, I had some problems. I had relationship problems, a wife that was getting ill. Ons almal gaan deur dieselfde goed, partykeer net op ander maniere. Gedurende hierdie tydperk het ek so baie ervaar. Manne met die grootste pyn en manne wat deur baie moeilike tye gegaan het. To my surprise, I was welcomed with open arms. There was a bunch of guys that stood with me, fed me, cared for me, cried with me, prayed for me. Then my wife started to get sick again, but God healed my marriage. Elkeen van hulle het 'n rol gespeel in my lewe. Tye waar dit rof gegaan het, deur egskeiding, deur werksprobleme, hulle support gehad vir my. En elke week kan ek net gekom het en net kom voeding kry vir my siel. God healed the relationships with all my kids. Hierdie ding sê jy wat jy voel, ek het weer kom mens word tussen hierdie manne. Hierdie groepie het vir my so baie beteken. Ek is deel van hierdie ouens vir 'n hele klomp jaar. En hulle is my boetas, hulle is my broers in Christus. Het gaan goed met my, maar ek sal nooit hierdie ouens los nie. Dit was 'n amazing experience om te join. Ek wil aanbeveel dat jong ouens ook die mannegroep kan join, want dit is 'n absolute gem van wysheid. Waar ek vandaan kom, het ek ook nie so 'n mannegroep gehad om te join en stories van mans te hoor en 'n nuwe perspektief te kry van die ou toppies af oor hoe die lewe is nie. Hierdie is een deel. Miskien sit jy hier vandag en jy het 'n behoefte persoonlik. As jy 'n man is, hier's 'n geleentheid.
as jy 'n dame is, kom praat met ons. Ons het fenominale mense by Cherish Any Life Center. Jy sien, dit vat 2 gesonde mense en 'n almagtige God om 'n huwelik te maak werk. En om te verstaan wat 'n verbond is, beteken God gaan jou nooit uitlos nie. Laat toe dat hy transformeer in ons lewens. Dit sal goed wees. Amen. Ons gaan nou oor na die nagmaal toe. En ons het gekies dat die kinders saam met die ouers gaan wees as gesinne, want ek wil hê ons moet vir ons gesinne bid. So as jou kind nou hier ingestorm kom, as hulle weet waar jy sit nie, party pa's het 'n fluit, hulle kinders ken hom. Party ma's het 'n roep. Maar kom ons gee dit 'n minuut of so, laat jou kind jou identifiseer. As hier 'n kind is en die ouer het besluit hulle gaan inkopies doen, kids, leiers help asseblief. So Jesus kom en die oomblik toe hy die nagmaal instel. Eerstens herinner dit ons aan die offer wat Abraham moes bring voor God. Daai offer is 'n offer wat met bloed verseël is. En selfs al was die volk ontrou in die toekoms, was die belofte van die seun van die mens wat gebore sou word uit daai nasate gevestig. Jesus is die bloedoffer vir alles wat ons voorstaan. Die oomblik as ons van verbond praat, dan praat ons van Christus eers, dan van mekaar. So wanneer ons hier nagmaal gebruik, Paulus sê baie duidelik, baie mense gaan verlore omdat hulle nie kan onderskei nie. En mense het gedink, okay, as ek onderskei beteken, daar's nou 'n vloek op my as ek nou nie my sondes bely nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy praat van onderskei tussen die bloed en die liggaam. Dis om dit op 'n onwelvoeglike manier te gebruik. Daarom is daar sekeres wat sterwe. Jy sien, die gebruik al die jare was, as iemand siek was, het hulle bedien met nagmaal en hulle die volgende gedoen. En as jy nie net fisiese siekte het nie, as daar krankheid in jou hart is, as daar krankheid in jou gesin is, as daar krankheid in jou huwelik is, as daar krankheid is in verhoudings, is dit waarvoor Jesus gesterf het. En wat jy verklaar is, wanneer jy daai sap drink, dan sê jy, deur sy bloed het daar verlossing gekom, en sy verlossing is ewig en vir altyd. Dit beteken, die Here het verlos, hy verlos op die oomblik, en hy verlos in die toekoms. Hy verlos ons nie net van die hel nie, hy verlos ons van dooie werke, hy verlos ons van die aanslag van die vyand. Wanneer ons in ons autoriteit staan, dan verlos hy ons ook van die onvermoë om deurbrake te kry. En nou kom hy en hy sê, en hy het daai brood gebreek en hy sê, vat, neem, deel, dit is my liggaam. En elkeen word herinner dat Jesus gesê het, julle sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat hy spreek. Elke dag het ons die geleentheid om vars inspraak van ons verbondsvader te kry in ons huwelik, in ons persoonlike lewe. En ons het 'n keuse, ons kan of gaan brood koop en daai brood eet, die huisgenoot, die rapport, DStv, of ons kan die brood eet wat ons stig, wat geloof bou in ons gesin, in ons harte, in ons lewens. So my gebed is dat wanneer ons nagmaal as gesinne saam gebruik, dat jy onderskei tussen die bloed en die liggaam. En dat ons hierdie geloofsverklarings oor ons gesinne maak. As jy alleen hier is vandag, tree in vir 'n gesin wat jy ken. Want God is bo afstand en tyd. Amen. Kan ons saam bid en dan daarna kan jy opstaan en die nagmaal gaan kry en as gesin saam bedien. Hemelse Vader, ons is gehoorsaam.
aan wat U vir ons gesê het. Ons weet, dit is 'n uitnodiging en nie 'n opdrag nie. En daarom kan ons net sê, Here, dit is so voorreg vir ons om net weer te bevestig ons verbond met U, ons verbond met mekaar en die hoop vir die wêreld wat in ons kom woning maak het. Wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, vra ek, Here, dat dit die geestelike autoriteit en krag sal dra, sodat in die gees ook elkeen sal sien hoe ons opstaan in ons gees in U liefde. Ons verklaar dit in Jesus Christus naam.